Ek is Renée Arendse en vandag is ons in die hartjie van die Bo-Kaap by die Cultural Hub en ons gesels met 'n baie interessante en belangrike persoon, meneer Ziad Hattas, die president van die Kaapse Maleier Koorraad. Goeiemôre. Renée, hoe gaan dit? Dit gaan baie lekker. Hoe gaan dit met jou? Kaap is warm. It's December maand, it's festive time. Aha. Dit is al die dinge wat ons nou in die volgende 3 weke gaan eintlik baie belangrik wees vir ons vir die oujaar aan se festival wat eintlik afkom op die 31ste van Desember. So ons is baie besig. En wat 'n voorreg om vir jou nou hier so te hê, dat ek en jy nou in die hartjie van die Kaap kan Die sit. voorreg is vir my dat ek saam met Renée Arendse kan sit en praat. So ja, voordat ons nou gaan gesels oor die geskiedenis van wat jy doen, vertel vir ons van jou, Ziad Hattas. Wie is hy? Hy's 'n seentjie van Mitchells Plain. Ek is 'n pa van 3. Ek is 'n man. Ek is 'n kind. My ouers is nog altyd my ouers lewe nog altyd, Rahmat en Hassan Hattas. En ek is gemeenskapman. It started way back. Toe ek 14 jaar oud gewees het ek in die politiek ingeklim. Van baie jong ouderdom. Dis interessant. Nasionale jeugleier op die ouderdom van 16. I'm a boy of apartheid. I was born during the apartheid years. So ons was baie dinge wat ons nie kan gedoen het in my vroeë jare nie. In post 94, I decided to get into politics. And that is where my community involvement started. Not only with the choirs. Meestens by soup kitchens, meestens by atletiek. En toe later in die toe ek 16, 17 jaar oud is, toe kan ek nou by die kore aansluit. Ek was gebore in die kore. Ziad Hattas haloop ook nou 'n paar marathons. Ek het my 6de marathon nou net klaar gemaak. My tyd het baie, ek het 'n 5-hour, 12-minute marathon gehaloop. I'm trying to be fit. At the age of over 40s, dan kom al die siektes uit. Ja, So, maar jy kyk mooi na jouself. Dankie. Ek glo dit's brille en pille. Ons hierdie Dis wat dit. Dit's brille en pille, ja. Maar nou Ziad, dan moet 'n sentiment lê agter jou rol by die Kaapse Maleier Koorraad. Want jy is die president, né? Ons ken dit nou makliker as die Cape Malay Choir Board. Correct. Maar wat is jou sentiment en jou dryfkrag in die rol wat jy nou speel? Hoekom is jy so diep betrokke by die Kaap Maleier Koor? My oorlede oupa, my ma se pa, Ismail Waghi. The late Ismail Waghi. Hy was voorheen in die 70s en die late 70s en die early 80s was hy die president. And I think it skipped generations. But from an administration, ek was al in administrasie toe ek by die kore aansluit. 1996 was dit, kon ek nou op daardie stadium agter ek by die vensterkries gestaan het en die kore dopgehou het en my paal dopgehou het in die klopskamer soos hulle eintlik sê. Het ek nou die geleentheid gekry om nou stage te vat, om nou op die verhoog te gaan en begin te sing. En by ouderdom van 18 besluit ek toe ek wil in administrasie raak. Ek wil in die administrasie betrokke raak van my koor op daardie stadium wat ek 'n lid gewees het van wat Primrose. Vandag is ek nou nog 'n lid van hulle, maar daar was baie ander kore wat ek na toe gegaan het in die tussentyd. Wat gebeur het is vir die laaste 28 years I've been administratively involved in choirs. Ek het ook met COVID wat toe gekom het kore baie kore toegemaak. Daar was 'n kompetisie vir 2 jaar nie. Post-COVID het ek toe die rol gevat as treasurer. Okay. And how the saying goes, the one who controls the money controls the organization. But it was a tough period. Dit was baie swaar vir ons, want daar was niks geld nie. Koor het toegemaak. Voor COVID in 2019-2020 kompetisie was er nog 26 kore. En na COVID, toe zijn net 11 kore. Wow. So baie kore het heeltemal toegemaak, mense het afgesterf. Ek dink voorsitters of
leiers in hierdie organisasie was altyd mense wat oor die 60 jaar oud gewees het. So maybe in the latter years van hulle lewe het hulle besluit hulle gaan nou hierdie rol aanvat. Maar my interest was it's time for someone with fresh ideas en vars en jeug en miskien kan ek 'n verandering maak. Ek was nou klaar die treasurer vir 2 jaar, maar miskien kan ek 'n verandering maak as ek die president word. En dit was my inspirasie. Wow. Ek wil nou die president word, laat ek nou, ja, my koor, op die huidige oomblik is dit my koor wat agterbly, want ek was ook die afrigter van die koor. So jy moet dus toe 'n bietjie prys gee om die rol van die president vol te staan, né? Ek moet dit afgegee het. My liefde vir my koor en die liefde vir die jeug in my koor en my liefde vir musiek moet ek toe eenkant sit om die president te raak. En wat ek kan iemand anders die koor oorgegee vir iemand anders. My seuns is nog steeds in die koor, maar ek moet twee different hoede dra op certain tye. Absoluut. En dis 'n konflik vir my om by die koor te wees en die president te wees. There's no rule in the constitution that says ek mag nie met my koor wees. Maar voorheen was soos my oupa was die president van die koor van die raad en hy was ook die chairman van die koor, die voorsitter van en hulle was ook saam met Primrose. So it's more of a legacy thing. The choir that you join, so die koor wat jy eintlik 'n lid is en jy's miskien die musical director. It's more of a legacy of what choir you're going to be. En in die Kaap is dit meestens van die mense wat in die Bo-Kaap gewees het, daar was 2 of 3 kore hier en ek praat nou van die 60s en die 50s. Dan was daar mense in die dry docks, die areas soos die dry docks wat ons dit noem Homestead, soos jy nou buite kan net so voor Homestead, dit was nou die dry docks as kore wat van daar af kom. Okay. Dan was daar kore van die Claremont area. My pa en my oupa hulle was saam met daai koor, saam met Primrose, hulle was gestig in 1965. Dan het jy kore gehad van die Wynberg, jy het kore gehad van Constantie en jy het kore van die Kalkbaai gehad. Wow. So al die plekke wat eintlik, daar was kore uit die Nieuweland ook. So al die plekke waar ons mense in die apartheid jare uitgesit gewees het, daar was koor. Wow. En daarom deesdae is daar nou nog masiete in hy areas, daar's kerke van ons mense en daar's ook begrafplase van ons mense in daardie areas. So dit beteken dat ons mense was eerstens daar. Wow. En hulle het lewens gemaak daar, hulle het kore gestig daar. En die musiek was very live there. Ja, en die musiek was 'n uitdrukking van hulle kultuur. Dit was 'n uitdrukking van hulle menswees. Nou kom ons gesels gou oor die Cape Malay Choir Board. Vir die wat dit nog glad nie ken nie, vertel vir ons 'n bietjie oor die geskiedenis. Hoe lank bestaan julle? Wat is julle missie en julle visie? Want ek beloof vir jou, mense is bewus van Cape Malay Choirs, maar hulle is nie bewus van die struktuur en sy geskiedenis wat so diep lê nie. Well, die choir board, it was begin in 1938 in this Wales Street in die Bo-Kaap. Wow. Although die board die raad is nou, dis gesê die raad was eintlik officially gestig in 1939, is daar een koor by die naam van die jonge manne, die young men, wat nou nog bestaan. Ja. 86 years, 86 jaar oud koor. Wow. En so die raad is nou 85 jaar oud. We actually celebrating our 85th anniversary this year. Amazing. Maar die musiek kom al vir 350 jaar aan. Met Islam wat in die Kaap toe gekom het, die slawe wat almal die mooie geboue wat is in idees daar in die Kaap sien gebou het, wat nou nog staan na 300 jaar. Die kasteel wat gebou gewees deur ons mense. Hierdie taal wat ek vandag praat, Afrikaans is gebore deur ons mense. Afrikaans was gesteel van ons mense en dan 'n bitter Afrikaans in certain people's opinion. It was just refined. But die Afrikaans kom van die Khoi mense. Die Afrikaans kom van die Malayer mense. Dit was 'n taal, dit was 'n slaaftaal. 'n Taal wat ons mense, our forefathers had to learn a language because they were speaking Arabic, they were speaking Dutch, they were speaking English. And during the time of colonialism, they had to find a medium
that they can communicate with one another. So Afrikaans was ook nou 'n taal wat hulle geskinder het van die mense wat hulle voor gewerk het. Maar Afrikaans lê in ons mense harte. En Afrikaans word deur die Cape Malay Choir Board, die koorraad, vir die laaste 85 jaar in ons gemeenskap ons sing net in Afrikaans. Daar's 4 items wat ons eintlik doen. It's a combined chorus, kombineerde sang. Dis 'n comic song, 'n moppie wat ons noem, wat eintlik van die Nederlandse woord kom moppie, wat eintlik beteken 'n funny song. That's a solo item, it's net 'n solo, it's a ballad that gets sung by someone. En dan is daar een ding wat net by die Malayer kore gesing word, is die Nederlandse lied, wat eintlik in authentic Dutch gesing word deesdae. 'n Nederlands taal wat hulle vandag nie meer in Nederlands praat nie. Ons sing nog daardie taal. 'n 350 jaar terug taal wat gebore gewees het, wat eintlik Kaap toe gekom het met die VOC wat gekom het en die Hollanders wat eintlik die Kaap they actually colonized here. With that, they brought a specific dialect of Holland that we today still sing. So even though the board is only 85 years old, the history is more than 350. The sad part, wat mense dink is die Kaapse klopse en die Malay kore is een. Is 2 verskillende geskiedenis. Die Kaapse klopse se geskiedenis kom uit Amerika. Daarom vandag the way that the Coons parade in the streets of Cape Town with the colorful clothes, it comes from the slavery out of America, wat vandag nou nog in Amerika aangaan met die string bands. Philadelphia string band, the influence of jazz. En daarom is dit dat die Kaapse klopse nie hierdie kofia kan dra nie. Die kofia word net gedra deur die Malayer mense. However, because the Cape of Good Hope was the refreshment station, or how they would say it, die skip het eintlik verbygeseil, maar ook gestop. En so het slawe eintlik afgekom. Die Alabama boot wat toe ingekom het gekom, het was 'n boot wat gebruik gewees het vir die verskillende the wars that was going on, so it was a conservative boat. Die boot het ingekom, het ook slawe ingebring, maar die boot het ook die riet ingebring. En daarom het ons mense wat musiek in hulle harte gehad het en gebore met musiek, hulle het opgekom met die musiek, die Alabama. Die song wat ons vandag nou nog sing. En in daardie lied sing ons Nooi die rietkooi, nooi die rietkooi is gemaak. Die rietkooi is vir my gemaak om daarop te slaap. Wat ons voorvaders bedoel het is dat hulle die enigste rede hulle vorentoe kyk vir die Alabama. Want as die Alabama inkom, dan bring hulle eintlik slaap die kooie vir hulle. Die riet het hulle daardie tyd gebruik vir die kooie. Die riet het hulle daardie tyd gebruik. Die kooi mense het dit gebruik vir hulle huts. For the roofs, for the thatch roofs. Ja. So therefore they looked forward to the Alabama coming in. Because the Alabama didn't only bring slaves. It brought them their livelihoods, things that they would sleep on, and things that would build their houses. Then they made this song. Hierdie liedjie word vandag gesang deur mense from other denominations that claims it's their music. But it's not, it was written by our people. Ons mense het Kaap toe gekom het with musical capabilities. That they didn't learn music. We today, ons kan nie met musiek lees nie, maar ons skryf musiek. No. So that has not left our people, the musical capabilities. But also, we need to be cognizant that we have an organization that is upholding not only language, not only culture, not only religion, but we have an organization that is upholding a people, the Malay people. And that is what the Cape Malay Choir Board is about. Wow. Ziad, ek het nou so baie by jou geleer, soveel insig wat jy het.
vir 'n jong president. As jy baie diep, nee, jy het baie kennis, jy het baie wysheid. So sê Zia, jy is 'n inspirerende leier. Jy is 'n man, ja nee, mens kan dit aanvoel, mens kan jou energie kan 'n mens ervaar. Wanneer toe is jy op pad? Jy het nou gesê dat hierdie raad is hier vir die mense. Wat beteken dit vir die mense? Wat beteken dit vir die jong mense? Wat is jou visie vir die toekoms hier? So Rene, as 'n jong leier is my doelwit om 'n suksesvolle volhoubare model vir ons sport eintlik te skep. Vir my eerste jaar as president nou was die veldtog wat ons van stapel gestuur het, Legacy Starts at Home. Ons het nou gepraat van Legacy Starts at Home. Ek hou daarvan. En met ons jeug wat ons nou ingebring het. En ek sal later praat oor die jeug raad wat ons eintlik nou het. Maar hulle het opgekom met 'n hashtag. Aha. Maar jy weet mos, as hulle praat van hashtag, ons ding wat the hell is die hashtag? Maar die Daar moet 'n hashtag wees, maar né? die hashtag wat hulle toe gebruik het, heel jaar alles wat hulle gepost het op social media wat nou baie groot is hashtag Legacy Starts at Home. Okay. En dit was om die jeug op te grawe wat groot geword het deur te kyk hoe ouers en familielede hierdie sport nou nog beoefen. Ja. Nou het ons nou die jeugraad, die eerste in 85 jaar en dit is net een seisoen wat hulle nou net so gewerk het, maar die beplanning wat ingegaan het. Wat dit is fantasties. Die manier wat hulle hierdie raad op 'n social level gesit het. Aha. It's never ever happened. Oh, Ons dit het is ons TikTok reken. Julle? Hulle wil ek moet goedetjies Julle maak, is TikToks kwaai, nee? maak en seker goedes. En dit is die krag van die jeug. Ja. En dit is die krag dat with youth innovation comes. You need innovation. En ons as leiers moet bereid wees om oop te wees vir dit, nê. Nee. Ons moet vir oop arms sê vir die jeug, sê luister, sê vir ons hoe wil julle dit gedoen het. We cannot forget where we come from. Ja. And we also don't want to hurt people in the process. Aha. Maar wat die jeug bymekaar op hierdie oomblik het ons die saal wat eintlik nou in Holland is. Wat die jeug nou hulle het na my toe kom, hulle sê vir my president ons ding, hulle skree my pres. Hulle sê my pres. Ons dink ons moet 'n research proses begin. En ek sê research. Hulle wil nou navorsing gaan doen. Ja, dit is interessant dat hulle dit wil oor die doen. 85 jaar. En glo my, wat het hulle opgekom nie? Dat hierdie raad was eintlik gestig by die Universiteit van Kaapstad. Okay. So UCT Ja. en 'n professor op daardie stadium by die naam van Edie Du Plessis wat ook 'n politician gewees het in die apartheid jare was hy became the politician, I think he became the minister or something of social services or social welfare. Maar in die vroeë jare in die 1930s was hierdie man die man wat eintlik opgekom het, 'n wit man het opgekom met die idee dat daar moet 'n raad wees. Hierdie musiek moet eintlik tussen die mense van die Kaap, van Claremont, van Constantie, hier's genoeg kore of gemeenskappe wat eintlik kore kan stig en 'n kompetisie kan hê teenoor mekaar. And this was started. En die navorsing wat hulle nou op mee kom, is dat hierdie persoon, the late Dr. Edie Du Plessis, was also, he was the life president of the Cape Malay Board. He was also, hy het ook begin, why did he do it? We're asking that question. That's a question that they're asking me. Now I'm asking that question, Yeah. why? Why would he do something? 230 jaar na ons mense hier gekom het hy begin om 'n raad. What was the reason? And what they're coming up with now, it's either he was friends with a boykie from Boka, very good friends, and during that time, pre-apartheid, this happened in 1930s. Het was frowned upon dat 'n Afrikaner boykie vriende is met 'n Malayer boykie. En hulle is baie goeie vriende. I don't know what type of friends, but hulle was vriende. And this is what the stories, what they are coming up with now. En ook dat hierdie man, Afrikaner man, was ook in die tyd onthou, apartheid was nog nie in nie. Dit was 1948. Right? So dit was 9 jaar voor apartheid. Afrikaans, they were scared at that time. The Afrikaner was scared at that time.
that Afrikaans was going to die as a language. At that time already. Today, vandag sit ek hier en ek is bang dat ons Afrikaans kan eintlik in die volgende 100 jaar wegwees if we don't do something. We're going to be that people that need to do something about it. And I know I'm going into further questions that you would have asked also. However, Edie du Plessis was afraid that Afrikaans was going to die as a language and they needed people. And this is where the term Malay people. We were all one. People of color was one. But we were segregated with, omdat my hare bietjie styl is, ek is nou 'n Malay. Jy bly in die noorde van die Kaap, so jy sê eintlik van die Cape Flats. So segregation started at that time already. And they are busy now, and I'm only speaking of opinion, because we are now researching. Die probleem wat ons het, as ons mense, is dat ons voorouers het niks geskryf nie. There's nothing documented. Besides things that the Ahmad wrote. But there's nothing documented of our music, of the research and the why. Hierdie jeugraad vra nou daardie vraag. Why? What? How? And research costs money. Om navorsing te doen, dit kos baie geld. So hulle is nou, we are now applying outside of our country for funding that the youth can do the research and team up with a UCT, with the Stellenbosch University, with the University of Pretoria, waar ewer Afrikaans 'n bietjie nog in onze universiteite nog eintlik daar is. Hulle they're going to be approaching these people to say, we want you to assist us in the researching, not Afrikaans as a language, but our organization and our music, because it's out of the story of the Malay choirs. Wow. Jy het al reeds in hierdie kort tydjie al baie verskywings gebring. En ek moet vir jou sê, dit is inspirerend, dit is insiggewend, en ek sou dink, ek is van die Kaap, ek weet nie eens van al hierdie wonderlike goed wat jy nou van praat het. So daar's nog baie werk om te doen. Baie werk om soos hulle sê, die southern suburbs te meng met die northern suburbs. Ons is mense van alle kleure. En kleerling mense, of die kleerling klonkie, of die name wat ons toe gekry het, van onze baase in daai tyd. We need to bridge that gap. Absoluut. There needs to be unity amongst our people. En julle het die tool, musiek. Die harmonie wat dit kan bring, om mense bymekaar te bring. Sang, musiek is 'n groot voorreg, is 'n bevoorregte posisie wat jy het. En ek moet vir jou gelukwens op jou jeugraad. Ek dink hulle, they're going places, soos hulle sê, they're going to bring the change that we want, the change that we need. Hopefully they can understand that their part, wat hulle moet speel in hulle rol wat hulle het, is to make sure that Afrikaans is there for another 100 years. Maar kom ons praat gou die toekoms in. Kyk, Afrikaans praat mos al 100 jaar oud as 'n amptelike taal, né? En so ja, ek en jy het al baie gesprekke gehad. Ons weet, is nie 100 jaar oud nie. Dit is net 'n 350, 360 jaar oud. Afrikaans kom van die Khoi Afrikaans klanke, die Malayse Afrikaans, Arabiese Afrikaans. Maar 8 Mei 2025 word Afrikaans 100 jaar oud as 'n amptelike taal. Hoe voel jy daaroor? Dink jy ons kan nou as 'n generasie sê, ons het nou 'n pen in die hand om te sê, te besluit hoe die narratief gaan wees vorentoe? Wat is jou gevoel rondom die viering van Afrikaans 100? Definitief, en omdat die raad 85 jaar oud is, beteken dit dat Afrikaans 'n amptelike taal so in 2020 in 1925 gebore gewees het. Nou, there's synergy between this. Want toe Afrikaans as 'n amptelike taal in 1925 gebore gewees het, wie ewe nou die taal geregistreer het, 100 jaar, ons sê 350 jaar, maar as ons sê nou 100 jaar, we on the verge of losing Afrikaans. Should we not do things like you guys are doing now? Ons maatskappye wat nou nog Afrikaans het, Afrikaans, dinge wat ons moet verander om nou verseker te maak dat Afrikaans nou nog oor nog 100 jaar is,
Dit's verskillende goedes. Die kore, soos hierdie goedes wat ons doen. Eensins die verskil tussen ons en die klops is dat die klops sing in Engels en Afrikaans. Ons sing net in Afrikaans. As jy een Engelse woord in jou musiek sit, word jy gediskwalifieer. So ons is baie streng op dit. En daar moet meer koorkompetisies. En mense in Pretoria moet weet van die Maleier-kore. Mense in die Noordwes waar Afrikaans 'n bietjie nog gepraat word in die Brits areas en Mooi areas. Mense moet weet van there needs to be the bridge between the colored denominations needs to be really broken. It needs to come closer. And we need to support initiatives. So it's a must. Die Suidoostefeeste en die woordfeeste, it moet net nie vir een domination, for one denomination. It must be for all the people that speaking the language. Moet ook nie vir my invite na daardie feeste nie om te perform net nie. Laat ek deel wees van die fees. Ons moet die generasie wees wat praat van die dinge. Praat van dinge wat verkeerd gegaan het in die verlede. Afrikaans kan nog vir 200 jaar lewe. If we, that generation, that's going to make that change. And we have to, en hoe begint ons dit? Praat Afrikaans net vir 1 uur 'n dag in jou huishoud. En laat jou kinders vir jou antwoord in Afrikaans. Laat hulle Google dan. Maar hulle vir die 1 uur is dit Afrikaans tyd. Kyk Suidooste. Kyk die Afrikaanse soapies wat eintlik daar is. Sit as 'n familie, soos ons deesdae gesit het in die voorkamer en die dit was nou Bold and the Beautiful en wat sê aan Maar Sewende Laan en Suidooster was toe nou die begin. Toe Sewende Laan uitkom en Igoli was nou die eerste een. Ja, dis Die Afrikaanse wat almal nou mal gewees het because daar was wit mense, daar was bruin mense, daar was swart mense daar. So it's a place of gold, Igoli. Ja. Ons het vorentoe gekyk vir Igoli. Wat dink jy, wat is die rol wat julle speel of kan speel om vir mense daai eienaarskap te gee van praat soos jy praat, sing soos jy praat, skryf in jou taal, skryf soos jy praat. Watter rol dink jy kan julle speel? Ons speel al klaar rol. Because ons het nou nog 'n kompetisie. En post-COVID was ek eintlik bekommerd. Maar as ons 'n raad toemaak en ons het net 7 kore oor, ons sit met 'n probleem. En die jeugraad wat ons nou op mee gekom het en die werk wat hulle nou doen, that they're going back. It's for us to go forward, type of thing. Reclaiming, nou was jare terug waar mense nou in die district 6 for instance, they could reclaim their land back. Dis reg. So met dit, kon die taal wat eintlik gespreek gewees het in daardie district 6. Hierdie Bo-Kaap, dis 'n gentrification issue wat nou aangaan waar buitelanders nou in die Bo-Kaap koop en sulke goedes. Hulle koop die mense uit. We mustn't allow that. Because as ons dit gaan, if we're going to allow this to happen, then we're going to lose our roots. And if you lose your roots, you lose your history. Because then people's going to recreate their own history. We shouldn't allow that. Wat ons moet doen, we need to support any organizations from our midst and in the future that has the same passion, that ons is in 'n alignment. Ons is daar vir een doel. En die doel is om te sien dat Afrikaans nog lewe vir nog 100 jaar. En pad van die doel moet wees dat ons moet ons eie fees het. Ja, daar is Suidoostefees, daar is Woordfees. Kom ons hou 'n Maleierfees. Kom ons sê vir die mense, kom Kaap toe, laat ons julle vertel van ons Maleier Afrikaans. Kom ons vertel gou vir julle dat die eerste boek wat geskryf gewees het was in Arabiese Afrikaans en dit lê hier in die Bo-Kaap. Let us get rid of that animosity amongst, firstly, ons moet vereen as een. Ons mense moet vereen as een. Irrespective of what denomination you are, irrespective of what color you are. En wat eintlik in Claremont en in District 6 en in Bo-Kaap in daardie jare gebeur het, irrespective of religion or race. We are one. And if we can adopt that sentiment and instill these disciplines in our children, it's important that these Gen Z, whatever hulle noem, ons is die mense wat die Gen Z moet wys
So lewe ons en so praat ons Afrikaans. Jy sal met Afrikaans praat. Al slag ek jou wat jy gaan Afrikaans praat. Want Afrikaans moet lewe vir nog 100 jaar. So ons was nou uitgedag om te sê nou Renée, julle Afrikaans 100, wat is julle slagspreuk? Wat is daai ding wat sê wat Afrikaans beteken? En na 'n lang gestoei met gedagtes en voorstelle toe is kom ons met die slagspreuk. Afrikaans is ons. Ons almal. Almal wat dit praat, as ons almal sin. Wat is jou gevoel? Die taal lê die geskiedenis van ons land vas en as ons dit net bewaar, as ons dit nie gaan bewaar nie, sal ons dit verloor. En as dit gebeur, verloor ons identiteit. As 'n volk van hierdie land. Vir ons is dit Afrikaans is hier deur ons mense gebore as 'n medium van kommunikasie. Afrikaans vir ons beteken dat as ons dit nie gaan praat nie, as ons nie ons jeug of ons ouers nog wat nou nog Afrikaans praat, as ons nie by hulle gaan staan nie, is Afrikaans nie ons nie. We need to ensure that we take ownership of our language. En ook, ons slagspreuk is eintlik unity through diversity. En as ons dit eintlik dit is ons slagspreuk as 'n raad. Ja, eenheid in diversiteit. Ja. En as ons as een kan kom en tesame hierdie we are going into it's a try time. It's testing. Die volgende onderhoud wat ek het, moet ek al die enige Engelse woorde moet praat. So ons moet eers begin van onsself. We also need to go back to the drawing board. Maak jou eie vir jou stoep skoon met hy bisim. Voor jy eintlik die bisim vir die nei begin. Ja. En dis wat ons elkeen se plig is. Kom ons vee ons stoepie skoon. Die wêreld gaan baie skoon wees as elkeen se stoepie skoon moet wees, né? Hulle maak jy nie meer vacuums nie. Hulle keer is nie meer vacuums nie. Al wat ons moet doen is staan by, gaan na die feeste. Afrikaans is ons. Afrikaans, we need to take ownership of it. In various forms. Al kom jy na ons kompetisies toe, al kom jy na ons fees toe, al support jy ons feeste. Ja. Maar ons moet almal saam Afrikaans vier. Absoluut. En dankie vir Afrikaans 100 vir wat julle eintlik doen. Dankie dat julle nou Afrikaans as 100 jaar nou we're going to celebrate it as 100 years. Maar ons moet eintlik sit daar 100, maar in hakkies moet ons sit 360. Want Afrikaans is hier van die dag tot ons slaafmense eerste hier gekom. Absoluut. Ja. Siad, dit was 'n absolute voorreg. Voorreg is myne. Om hier te sit met 'n legende as Renée Arendse. Baie dankie, Siad.